Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou licht verskil. Daar zijn welkom bij nog een episode van Uit die Koekplek. Nou vandag is ons bevoorreg om in Frankfurt te sit, hier so by hoërskool Wilgerivier. Nou dit is beautiful, dit is hier so as jy in die Vrystaat inkom, dit is 'n wonderlike dorp en 'n stilte het ons oorheers hier so. Maar ek het nou vandag die voorreg om hier met 'n gas te sit, 'n man wat so lang lys van rugby het, JD Toerien, welkom by die Koekplek. Daar is hy, welkom. Daar is hy, JD, jy's eintlik 'n man van ons wêreld, maar ja, hier sit ons in die Vrystaat wêreld. Yes. Kom ons stel die mense voor aan JD Toerien, laat die manne kan verstaan. Ek dink daar's baie manne wat jy ken, maar dis belangrik dat ons vir hulle 'n bietjie vertel. Jy's gebore Kreeusdorp. Dis hy. En toe wat het van daar af, watter laerskool, hoërskool? So ek het toe laerskool Millensdrift toe gegaan, al my hele laerskool daar deurgegaan, maar goeie afrigters gehad, meneer Diewies. En ek het toe Wesrand laerskole gespeel. Toe hoërskool, toe gaan ek maar bietjie Nick Diedriks toe. In Kreeusdorp. In Kreeusdorp, maar daar het ek ook 'n goeie afrigter gehad, meneer Monty Beineveld. Ja. Hy het ons baie geleer, hy was my Leeu's onder 16 coach, en toe speel ek Leeu's onder 17, en toe gaan ek Help Mekaar toe. Okay. En op Help Mekaar toe speel ek Kruinweek 99. So. Ja. Interessant wat jy nou begin by Monty Beineveld. Dis hy. Monty se kleinseun speel saam met my seun, speel hulle rugby. Okay. Ja, so dis daar by Kreeusdorp Noord Laerskool. So dit is ja, oom Monty, ek dink almal ken hom baie Yes. goed. Dis 'n legende van 'n man. Dis hy. Wat was die rede wat jy Diedriks na Help Mekaar? Was dit maar net 'n rugby skuif geweest? Ja, ek dink dit was maar 'n rugby besluit. Dit was nie 'n maklike besluit nie. Ek was baie gelukkig daar. Al my vriende was nog daar in Kreeusdorp. Ja. Maar ek dink in die lang run het dit my gehelp vir my rugby van daar af was dit RAI toe en jy's klaar in daai sisteme by die Leeu's en sulke dinge. Maar jy het nou nogal 'n lekker run gehad want jy het nou jou provinsiaal eintlik al op hoërskool het jy bietjie al papierwerk gekry daarso. Dis hy. Waar het hy begin op jou jy het so laerskool het jy Wesrand wat hulle nog daai hulle mos met die swart en die groen strepe gespeel daai. Ja, groen en swart sweetpak. Dis hy. Ja. Ja. Op hoërskool wat was jou prestasies met die So ek het Leeu's onder 16 gespeel. Toe Leeu's onder 17 toe se kaptein en toe Leeu's onder 18 Kruinweek en toe maar na skool toe dit Leeu's onder 19, Leeu's onder 21. Hy Karibeker ook gespeel. Dis hy. En julle het een ronde die Karibeker gewen en een keer was jy in 'n final gewees. Dis hy. Ja, daar's min ouens wat kan sê hulle het 'n Karibeker al het jy nou nie op 'n senior vlak nie, maar om 'n Karibeker te wen is baie spesiaal. Ja, Leeu's onder 19 het ons die Karibeker gewen saam met coach Ian Rinkelton en Leeu's onder 21 saam met Hugo van As. Baie goeie afrigter ook. En toe het ons teen die Bulle gespeel, maar in die finaal toe speel ons gelyk op en ekstra tyd en so. Name wat saam met jou gespeel het in daai tye? Yes, saam met Willie Webner, Jacques Coetzee, Baywatch, Varkont, Roland Bernard, Nicholas Eyre, Teppo Kokali, was baie Doppies Legrandsie, Wax, Coetzee, goeie spelers, goeie manne. Ja, Teppo het ook goeie rugby uit later Vrystaat gaan speel daar. Ek het voorheen gehad om saam met hom by Wits te gespeel het en daai man het 'n skerp brein gehad vir rugby. Hy was 'n baie goeie speler. Maar toe jy nou iewers in hierdie hele ding het jy toe nou 'n kans gehad om bietjie Frankryk toe te gaan. Ja, en toe my agent om Andrei Bester toe skryf my kontrak daai kant. Maar toe ek maar nog in die Leeu's sisteme, maar kry nie eintlik speelkanse want ek is nog jonk. Ja. En nog 'n junior kontrak daar en toe eintlik het die Leeu's ons eers Griffins toe gestuur om Woudekom Cup te speel. Ek en Etienne Reyneke en Werner Lofters en Dirk Houg. So daar was ook 'n ander experience aan welkom. Okay. Maar toe kry ek 'n kontrak Frankryk toe gaan speel ons daar.
Ja. Ja, baie lekker. Klein dorpie. Maar voel jy die Griffins was wat jy sê ander ervaring. Die platteland is bietjie anderster gedink as wat jy uit Johannesburg het. Ja, nee, ek dink dit was heeltemal 'n ander setup wat ons nie gewoond aan was nie. Ja. Maar goeie harde rugby, goeie rugby spelers. Ja. Ek dink as hulle net meer in die regte setup was dan. Ja. En baie van die spelers word gekoop deur die ander provinsies. So Ja. Frankryk, daar's 'n vreeslike naam. Ek kan nou nie hier uitspreek nie. Ek sê altyd die Franse name moet julle maar uitspreek. Ja, dat was in Bourg-en-Bresse, so 'n klein dorpie, maar dit was 'n lekker passievolle dorp, groot op hulle kos maak en baie trots op hulle, hoe noem hulle dit, poulet, hulle hoender. So nee, ek het dit Was dit harde rugby? Ja, nee, dit was harde rugby. Daar ons is nie gewoond, ons het as jy beklei kry 'n kaart en jy's af. Daar was my eerste skram ons speel teen Grenoble, maar dit is so koue, dit is nog half sneeu op die veld. Maar ek kom van die bank af, ek het toe net gevlieg. Maandag kom ek aan, maar op die Woensdag is ek op die bank, maar ons speel toe die Saterdag. En ek sien maar jy ken mos as die slot nou los trek, maar ek is nou gebind. Maar ek sien net daai slot, daai groot vuis kom, hy slaat vir my my eerste skram. O, regtig? En hy slaat my uit. Ek lê daar, fisio maak my wakker. Hy sê vir my, ja, welcome to France. Jy maak hom maar seker jy. Ja, nee, want jy verstaan. Hulle weet ek kom nou van Suid-Afrika. So. Hoe lank het jy daar gespeel? So 2 seisoene. 2 seisoene, okay. En toe voel jy dis genoeg? Het jy teruggekom? Ja, nee, toe ek en my vrou verloof geraak daai kant en toe kom ons terug. Sy was 'n SA netbalspeler. Toe sy wel nog netbal gespeel het en toe kom ons terug die kant toe en toe gaan speel ek vir die Pumas. Toe coach Chester Williams my 'n kontrak gegee daar. Okay. Toe is ek by die Pumas gewees saam met oom Chris Buitendag ook. Wat oorlede Chris, Oom Chris Buitendag, goeie afrigter. Ja, hy ken sy storie daar. Yes, nee, daai man het nog die ou skram tegniek gehad. Hy het hier begin by die een paal en die ander paal opgeëindig en weer terug en op en af. Ja. Was dit by die Pumas toe hulle nog by Witbank was? In die Witbank, ja, toe hulle na die Witbank stadion. Ek het nou die dag daar verbygery. Yes. Ek het ook die voorreg gehad om Pumas te gespeel het en ja, ek kom daar verby en my hart is so seer om te sien die ou Suidoos-Transvaal. Ja. Ek het al so baie keer gesê as jy daar soms nou uitgekom het uit die change room uit, was daar so 2 stel hekkies. So staalhekkies. Nou daar Suidoos-Transvaal opgestaan wat nou altyd toegestaan het dan wanneer die game begin. Yes. Nou ek wonder of daai hekkies nog daar is. Ek moet eendag gaan kyk. En hulle gaan afval. Jy moet hulle raam want dit is eintlik so mooi. Yes. Maar ja, die Pumas het 'n maar jy was by die Luiperds ook op 'n punt gewees. Ek was eers op RAI gewees. Daar het ek ook eerste span gespeel saam met hom Koos Elers en Hans Kutse, die afrigters. Ja, goeie spanne gehad, ek dink my eerste jaar op RAI was ons 153 Kruinweek spelers. 12 kapteine, ek dink. Kruinweek kapteine. So, dit was groot kompetisie om die onder 19 span te gehaal het. Ja, sure. Ek dink dis hoekom ons so goeie leeuspan gehad het ook. Goeie talent, goeie spelers. So dit was goeie tyd. Maar wat het jy hoekom het jy rou pik? Het jy bly studeer, het jy gestudeer op daai stadium? Ja, ek het daai tyd my eerste jaar by RAI het ek hy SER gedoen, hy South African Rugby Institute. Toe dit maar so in die coaching in begin en sports management. En toe gaan ek soos ek sê, toe ek maar nog jonk by die Leeu's, want hulle nog ou, ons was onder 21 Baksteen Nel en Willie Meyer en al daai manne was nog daar. En toe selfs as Jacques sê, toe ons nog jongste en daai tyd het hulle gedink dit moet eers die 30 wees. Ja, hy moet eers wynbottel dis hy area bereik waarvoor hy waarde kry. Ja, en sy stripes in. So ja. Toe kry ek 'n kontrak by die Luiperds en toe speel ons daar by Pikke en goeie tye, goeie span ook gewees. Eers baie goeie spelers daar in daai Pik span gewees. Ja. Met coach Jacques Swanepoel. Ja. Goeie tye gewees. Die Luiperds is daar name wat jy kan onthou daar? Yes, nee, daar was ook stigte wat Ronnie Eys, Bees Roux, Hans van Dijk, Franco Smit, daar was goeie manne. Dion van Rensburg, die vleuel. Ja. Nee, goeie spelers, baie goeie spelers. Ja, dis eintlik
tragies vir die kleiner unies en want hulle word eintlik maar altyd gepoach van daar af. Dis hy. Waar die ouetjies dan maar leeu's en die groter unies toe gaan. Dis hy. En dis maar waar die ouens altyd maar eintlik suffer weer, want dan moet hy weer elke jaar herbou. Van voor af begin, ja. Waar het jou coaching toe begin in hierdie? Koekies, ek het al op Christian Fourie, my eerste coaching jobs werk was al met Christian Fourie by Rand Park High School, toe ek eerstejaars student op RAI. Toe coach ek daar vir Rand Park High School. En toe bly ek maar nog altyd in die coaching systeem en toe word ek sportdirekteur by Bryanston High School. Okay. Toe het ek daar lekker rugby afgerig. Maar ek het nooit toe eintlik aansoek gedoen met die leeu's en sulke dinge nie. Toe is ek 10 jaar sportdirekteur daar. Toe kry ek die werk by St. David's, toe het ek hulle eerste span vir 7 jaar en help met hulle strukture en dinge. Toe begin ek maar weer in die leeu'systeem inkom. My eerste jaar by die leeu's was dink wat 2018. Toe 2019, toe ons aan Grey College, toe het ek die leeu's akademiespan. Ja, ons het daar lekker gespeel en toe volgende jaar toe ek weer by die akademiespan saam met Reino Lies, toe ons het ook in die finaal gespeel, daar in die Paul, teen die WP, en toe is ek maar nog deel by die Grand Camo, Leeu's onder Grand Camo. Maar iewers het jy nou nog by Wanderers ook afgeraak? Ja, ek en Doppies Legrandsie het, want my skool was net langs Wanderers, Yes, so Davids was net daar. En toe, ek weet nie hoe dit eintlik gekom, die Doppies het daar gecoach, en toe, ek dink ek en hy het gesels, en toe gaan help ek daar met die Fords, toe coach ons maar bietjie daar. Dit was ook lekker, het was ook moeilik om club rugby te coach. Ja. Die manne op 'n donderdag het jy met jou span kies, op 'n maandag werk die manne, dinsdag. Maar dit was lekker, goeie tye. Ja. En jou afrigting het nou jou gebring tot hierso. Waar ons nou vandag hierso sit in by Wilgerrivier hier in Frankfurt. Ja, so ek is nou direkteur van rugby hierso en doen hulle bemarking. So nee, ek geniet dit baie, klein plattelandse dorpie, nog Christelike waardes en mense wat omgee vir mekaar. En ek dink hier's baie diamante wat hier rond die platteland wat nie geleenthede kry nie. So ek sal regtig probeer geleenthede vir hulle skep. Ons het nou 'n span wat so Barbarian span van die platteland wat Christian my ook gevra het, so ek en Bram van Straaten Os en Quentin Geldenhuys. So ons is die afrigters daar. So dan gaan ons so plattelandspan vat Wille Klawer toe. Jo. So ek sien uit daarna. Dit gaan interessant wees. Yes. Want ek dink die platteland, ouens onderskat die platteland, maar baie van jou springbokke kom uit hierdie rigtings uit. Yes. Ons het nou die dag gepraat, ek meen Bethlehem sit 'n kort entjie hier van julle af. Yes. En ons het sommer net, en ek en jy's nou voorhy, so dis nou lekker om hierdie te praat. Maar in die voorhy in Bethlehem het jy vir Bismarck Du Plessis en Jannie Du Plessis. Jy het vir Dani Kutse, ou Tokelos, en jy het vir Bongi Monambi. Almal van hier. Almal van hier af. Ja. Almal uit hierdie wêreld uit. En ek dink 'n mens moet baie mooi besef dat die diamante is hierso. 'n Mens gaan soek baie vinnig daarso by die liggies gaan soek jy hierdie goed, maar ek dink die platteland het magic, hier's baie magic hier. En ek dink die kinders, soos ek is nou maar 'n paar maande hier, maar die kinders is net anders hierso. Hulle almal doen sport en hulle is nie heeldag op hulle fone nie en daar's nie liggies om laat te gaan op naweke nie. Hulle kuier nog saam en hulle het nog daai kameraderie en ek dink die fasiliteite wat die skool vir hulle ook bied is uitstekend. Ek dink daar's baie groot skole wat die so gym het en al die fasiliteite nie. Maar hier waar ons hier sit, dis julle eerste span. Dis ons eerste span kleedkamer. Dis span, ek meen hierdie is stunning. Dis absoluut 'n beautiful plek hier. En die skool, die Frankfurt Rugby Club gebruik ook die fasiliteit. Okay. En jy weet ek het nou gekyk na die velde. Nou ek weet nie jy gaan my meer kan vertel, maar in hierdie dorre Vrystaat lyk hierdie soos 'n oase. Ek meen daai gras is pragtig. Ek meen hierdie surfaces hier so. Nee, en ek dink die mense wat hier nog die werk is passievol vir hulle werk. Die Piet wat die velde doen en die gronde na kyk. Hulle het nog passie vir hulle werk. En ek dink dis wat mense verloor. Hulle verloor hulle passie. Ja. En is net te gejaag. Hier staan ek op in die koshuis
saam met die kinders waar hulle nog na ete gaan touch rugby speel. So. Ek dink dis waar die diamante omskep word, hulle ken mekaar so goed. Ja. En dis wat mens mis as jy nie in 'n koshuisskool is nie. Maar hoe gaan jy nou, as jy nou op hierdie travelling van jou gaan, hoe gaan jy weer verkeer kan hanteer? Want ek dink nie, hier's nie verkeer hierso nie. Dis ongelooflik. Ja. Ek dink die Here het my hier laat opeindig, want ek kon nie meer my geduld in Johannesburg het nie gewerk meer nie. My seun wou naderhand nie meer saam met my ry nie. Hy sê nee daddy, hy raak te kwaad. JD, met die skool saam, vertel ons bietjie wat doen die skool? Waar kom die skool vandaan? Wat is sy ouderdom? Waar kom Wilgerrivier? Want ek meen, hy sal oor die 100 jaar oud. Ek dink hy het groot tradisie. Ek dink meeste van die mense in die omgewing is maar boere, mielieboere, beesboere, trotse mense met goeie waardes nog. Ja, nee, so ek is nou hier, so ek het nie 'n span wat ek afrig nie. Ek gaan by elke span bietjie help en 'n rugbyprogram probeer implementeer. So ek sien baie uit daarna. Jy het 'n motto genoem vir my voor die tyd. Verduidelik ons bietjie van jou. Ja, ek dink ek was ook nie ooit die mees talentvolste rugby speler nie. Ek dink ek het my pa wat my so gedruk het om sonder hom sou ek nêrens gewees het nie. Ek dink ek sê altyd vir die seuns, dis wat jy in die donker doen wat niemand jou sien nie. Wat tel, dis money in the bank, want daai ure wat jy ekstra insit, wat nie op die veld, daai bietjie 2 ure op 'n veld op 'n middag help jou niks nie. Dis daai vakansie opstaan wanneer jou vriende gaan party en uitgaan en dan gaan klap jy maar daai grondpad 5 kilos en die gym met jou, my pa het vir my nog sulke weights gemaak met verfdromme met konkrete in. En dis hoe ons geoefen het. Dis old school training man. Old school is goed en ek dink die hedendaagse rugby spelers word eintlik bederf en dit is my opinie omtrent dit, maar ek het groot geword in skoolbussies, ek nie in toerbusse en vliegtye en sulke goed groot geword nie. Ons het 'n skoolbus gevat en dis daai kombietjies gewees en hulle laai soveel wat hulle hier kan en laai die res daar en hulle sit 'n trailer aan en ons Kokstad toe en PE toe en jy gaan speel en as jy daar uitklim want jy maar soos 'n gewone ou het jy stywe bene, maar ons het gaan speel en ek is nie dood nie, ek sit hier vandag nog, ek het baie rugby gespeel, so ek dink ons raak baie in 'n plek en ek besef professioneel is belangrik, maar ek voel dat ons is op 'n plek ook waar ons kort plaas, ons kort wie hierdie, dit is die hardcore mens wees, en so ek dink net die kinders besef nie altyd wat se geleenthede hulle kan skep vir hulle self deur sport en want sien ek en jy ons het aan Krugersdorp groot geword. Ons het die fasiliteite gehad en ons kon net gaan gym wanneer ons wou en verstaan, ek dink dit sou ons lewensspan ook net verbeter het en beter rugby spelers geword het. Ons het nog altyd hard geoefen, maar old school oefening. Jy het op die ou manier en veral as jy nou na stitte toe gaan. So dis belangrik dat 'n stit is, kyk 'n hakker is, ek sê altyd 'n hakker moet 'n stukkie vark in hê. Hy's 'n stuk boerewors, dan moet vark in wees. Maar om ook self as 'n stit te wees, dit vat 'n special breed om daar te sit. Dis nie net 'n en ons kan oor die res ook gesels. Ek meen die res van die span, soos Richard Bands gesê het, die res van die ouens kon net nie stitte wees, toe maak hulle ander posisies. Maar dit is maar eintlik waar. Ja nee, dis ek dink soos ek en nou Jacques sê ons was altyd die grootste oppositie vir mekaar, want ons het dieselfde posisie gespeel, ouderdomsgroepe, leeu's en goed, en ons het soveel respek vir mekaar gehad, tot vandag toe, maar ons het mekaar so gedruk, en daai kompetisie het ons beter spelers gemaak. Natuurlijk. En ek onthou na oefening, en dan het ons daar extra myle ingesit, as die ander hulle tokse uittrek, en ek en nou Jacques, het ons sprints ingesit, en extra in die gym gedoen. Ek sê altyd vir my seun dat hy moet altyd onthou as die oefening klaar is, daai 5 minute, 10 minute, halfuur, uur wat hy ekstra insit na die tyd, is hy uur voor 'n ander ou. Dis hy. En ek dink nie mense besef het nie, en ons praat nou sommer want jy werk self met kinders, is as jy gaan vat, kinders is min of meer, jy gaan 'n bietjie uitskieter hier vir ouetjie daar, en veral op laerskoolvlak het jy baie 'n kind wat vinniger groei, so hy's groot. Maar dit maak niks van hom nie, want as hy op hoërskool kom,
square hulle hom uit. Dis hy. As hy onder 16 staan, dan kyk hy op vir van die ouens. Yes. Maar die groot seun is die ouetjie wat op laerskool boer alles hardloop en 3 druk en mamma neem net foto's Ja, en ja. stuur af na ouma toe en oupa sit 'n ou geldjie in die rekening en vir elke 3. Dis Maar nou kom hulle op hoërskool en hy het nou daai en dan verloor hy daai kinders. Maar wat ek altyd vir die kinders sê is die verskil tussen 'n kind is nie jou talent nie. Jy gaan min of meer as jy hierso ek en jy nou hier staan en ons jag 100 kinders van verskillende rigtings hierso op hierdie veld. Hulle gaan mekaar min of meer opmatch. Die verskil is die ouetjie wat die harder wat die tyd insit. Dis hy. Verseker, en dis die probleem met skole rugby. Veral soos jy sê in die laerskool, die 8ste man mag net die bal vat en die ou mag carry. Maar die ander seuns moet ook daai geleentheid kry, maar sien dit is so kompeterend. Almal kies net die beste span en elke naweek moet jy wen en die druk is daar. Maar nou speel jy nie jou 15 man, dis die ouetjie wat nou bietjie die bal optel en sy in die moeilikheid, want net 8 en 4 of 3 mag carry en dis almal moet Is dit nie overcoaching nie? Sal jy sê dis overcoaching? Nee, verseker. Want ons kom op 'n plek waar die kinders nie, hy speel nie wat voor hom is nie. Dis Hy so na die gameplan in Yes. van Donderdag se shadow Ja. het jou net weer bevestig. Jy tel nie daai bal op nie. Jy speel nie daai bal lê daar dan kyk daai kinders so vir daai bal. Hy mag nie want want dis nie ou Davie, hy is die enigste ouetjie wat die bal mag op te Pieter, hy is die ou wat mag pas. Dis hy. So dit maak dit moeilik. Nee, ek stem. Hoe werk dit met julle stelsel hier? Het julle baie voedingbron tot die skool? Is dit of bring julle van ver af in? Sien, dis hoekom ek ook nou begin het hierso, maar die plan is om kinders, ons het nou 2 bussies wat uitgaan, ons gaan haal kinders in Heilbron, Sasolburg, van 'n Byl, want ons het fasiliteite in die koshuis. So ons wil die kinders lok hiernatoe. Ons gaan nie beurse en sulke dinge gee nie. Ons lok hulle want ons het goeie afrigters, mense wat nog omgee waar kinders kan wees. Soos ek sê, ek dink nie mense besef die waarde tot hulle hier kom nie. Want in die dorp is jy gejaag na wind. Jy spandeer nie eens eintlik tyd met jou familie nie. Jy's in jou kar, jy's op, jy eet, jy slaap, dan gaan jy weer. Hier het jy meer van 'n, ek dink, old school environment in 'n moderne wêreld. Ja. So Ja, nou sien dat julle nie wedstryde teen die groot manne speel. Dis Julle hy. julle jol julle game. ons dol ons games. Ja. Dis hy. En ons moet die ouens geleenthede gee by die Griffin spanne en die manne moet begin blootgestel word Van waar af gaan hierdie seuns hierso as hy nou provinsiaal gaan speel? Wat is vir die Griffins. speel hy Griffin? Noord-Vrystaat. Is onder Noord-Vrystaat. Dis hy. Okay. So dit is as hulle klere kry Griffin. Griffins klere, ja. Griffin. Maar die area waaronder julle is, Dis massief, is né? massief. Dis groot en is wyd. En hier's bilspanne. Hier's groot Ek vertel altyd die storie en omdat ek nou afrigter is by 'n skool is Jordania is 'n entjie van hier af so halfuur of 'n uur van hier af. Dis hy. En dan sê ouens altyd, ons gaan 'n bietjie op 'n toer gaan. Dan sê ek altyd vir daai dorpseentjies, my maatjie, laat ek vir jou mooi vertel. Daai plaasseun, Ja. hy gaan vir jou stamp. En jaar na jaar kan jy maar kyk hierdie platteland op daai toernooi is die ouens is tip-top. Dis hy. Hulle speel vir jou. Hulle is hierdie boereseentjies ouetjies wat met koeie en beeste en dinge op die plaas gedoen. Hy was hard. En die ding is, ek dink hier's nog afrigters in die stad kry jy 'n afrigters, hy's 'n onderwyser nou, hy moet gaan coach. En of daar word coaches aangestel buite coaches. Die coaches, ek dink in die klein platteland gemeenskap wat ek nou sien in die skool, hulle is almal passievol vir die spel. Hulle gee skool want hulle wil kom rugby coach in die middag. Verstaan, en ek dink en niemand is op power trips en een dink hy's beter as die ander nie. Ek dink dit's nog die wenresep. Ja. Almal moet kan sê, ek dink ons kan die bietjie, nou moenie dis my span, ek moenie ons almal moet saam praat, om een tafel sit en mekaar help. Belangrik dat die afrigters en ons het nou al gepraat van dit, maar dat afrigters seuns begin ontwikkel. Afrigters word baie maklik aangestel en hy word in 'n posisie gesit. En dit is wonderlik as jy daar staan en jy sit met 'n legio vol spelers wat net at jou hand is en as dit nie aan jou hand is, het jy 'n chequeboek om hom te bring. Maar die coaches en ek wil dit direk vir jou wat jy is nou afrigter. Hoe werk 'n ou dat jy ontwikkeling coaching terugbring in jou in jou groep? Ek bedoel jy kan dit nou daai fundament hê, maar jy wat nou as die groep se ou is, hoe kry jy daai dat ouens weer ontwikkeling coach? Want sê hoorie maar
daai vleueltjie, as ek so bietjie gaan effort in hom insit, Dis hy. kan ek hom iets maak. Sien my ouma Hans Koetsie het altyd vir my gesê, go back to the basics. En die basics moet jou fundament wees. Almal wil die fancy drills doen en die dit. Soos ek sal nou net werk op die laerskool, vang en pas, leen om te clean, leen om te rek tackle tegniek. Staan as jy daai goedjies elke jaar sit jy bietjie by. Ja. Maar nou skuif die ouens te vroeg. Wil hulle die ouetjies double skip en moves en fancy lynstane hê, die ouetjie raak so deur mekaar, hy weet nie as hy kom of gaan. Normale 2-bal, 4-bal, agterbal, jy's happy, jy wen jou bal. Dis waaroor dit gaan. Ja. Soos jy nou opgaan, verbeter en ek sit implementeer al hoe meer goed by. Maar die afrigters het amper ensiklopedias wat hulle deesdae uitdeel belaglik. met gameplans. Ek het dan 'n paar plekke waar ek gesien het waar die ouens wil hê ek moet dit implementeer. Dis hy. Dan sê ek maar genade, ons het 37 lyn staan, letterlik 37 lyn staan calls. Dan sê ek, wat wil jy met dit doen? As jy op 'n vlak gaan speel, hoërskool, laerskool, is jy on average 8 tot 10 lynstane per span. So jy die geleentheid om miskien 10 per helfte lynstane. So jy het 'n maksimum van 20. Wat jy met 37 doen? Want dan is dit om en om. Ek noem dit altyd die tricks. Ja. Dis op en die ene gaan op en dan spring jy eintlik agter. Daai kind kan nie bybly nie. Nee, onthou op professionele vlak se 'n ander storie, 100%. want jy oefen heeldag, so jy moet dit ken. Maar op skole vlak, die ouetjie is so moeg, hy wil net begin. Ja. Verstaan, so as jy jou 2 en jou 4 bal wen met 'n inloop, boom, jump, dan het jy mos jou bal. Aan die einde van die dag gaan dit hou jou bal. Ja, en ek meen as jy gaan vat en ek meen ons is 'n voorry gedeelte, maar ek meen die res kan ook dieselfde tegniek, maar dis 'n mate van waar jou hand is of hoe jy trek of hoe jy jou skouers draai. Ek voel mense moet teruggaan om die seuns dit te gaan leer as om vir hom kreatien in te gee en 3 ure sessie in 'n dag te probeer sterker maak, want as daai seun stap daar in en hy hierdie knoppe en hy's al hierdie goed en dan sê hy 'n graad 7 seentjie, dan sê ek maar hoekom, wat wil jy nou met hom maak? En kom 'n seentjie met bietjie tegniek en hy bied hom. Ja, en die probleem is met al die ouetjies wat so groot word ook, hoeveel beserings kry hulle? Dan trek die, dan's die knie, dan's die skouer. Jy moet kondisioneerd wees, verseker, maar ek dink die druk het so groot geword op skole vlak dat die ouetjies uit die boks uitdink vir goed wat hulle nie moet nie. Julle hoof en julle personeel hierso, julle wonderlike groep. Ja, ons is 'n klein groepie, ons is seker so 40 onderwysers en ons hoof meneer Remy Pelser. So nee, ek geniet dit baie hierso. Ja, maar jy's gelok hier deur 'n Springbok. Ja, coach Ian McDonald het my gevra sal ek belangstel. Hulle die skoolbeheerlig om met iemand gesoek. En toe sê ek ja nee, ek sal definitief en dit sou die bal maar in die rol begin het. Die JD Tourien wat ons nou hier vandag sien, sou nie hier gewees het as jy nie inspirasie gehad het en jy het mense gehad wat op tye wanneer jy voel maar it's not going well, want ou gaan almal daardeur of dinge werk nie uit nie, het jy fantastiese inspirasie gehad met fantastiese afrig. Toe ek lees deur goed, hoe sê ek genade, hierdie man is bederf, hy het van die beste afrigters wat moontlik aan jou kon werk, het aan jou gewerk. Dis hy. Wie is die manne? Ek sal eerstens sê, is my ouers. My pa was maar die ou wat my gedryf het, dag in, dag uit, naderhand op 16 het ek vir my ma gesê vir dit, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie. Maar hy het my gym en opstaan en Sondag na oefen 'n game, dan vat jy nog Randfontein toe, dan join jy nog club rugby. Sondag vat jy Milliseveld toe, dan doen jy nog fiksheid. So ek dink, as dit nie vir hom was nie, het ek ook nie die goed bereik nie, my ma ook. Hoeveel kilos dink jy het jou pa agter jou aangeraai, JD? Nee, hy het nie 'n game gemis. Hy en my ma het nie 'n game gemis nie. En jou pa was so on top of hy sê jou pa is nog steeds by ons, maar hy daai jaar het hy het goed so geken en geweet wie en wat en waar, wie is die oppositie, wie's al daai goed vir jou. En hy het altyd iets gesoek om jou beter te maak. En ek onthou nog, ek hoor nog steeds sy stem al langs die veld en skram hom JD, skram my mannetjie. Ek sal dit nooit vergeet nie. En my ma hulle ry nog, ek onthou nog, hulle ry afkruiming week toe. Nou moet ek begin kontaklense. Nou ry my ma hulle met die bandambakkie al die pad af, net om my kontaklense eintlik in te sit vir my, want my pa moet die volgende dag weer terugplaas toe. Ja, dit is kilos wat hulle insit. Ja. En naas jou pa
jou pa en jou ma? Ja, hulle is nou in Van der Kloof, hulle daar gaan aftree. Ja. Maar my pa is maar nog aan die gang en Dis 'n man wat nooit sal stil, hy sal nooit stil sit nie. nee, daai man ken nie van stil sit. Fantastiese ouers wat jy het. Dis hy. Afrigters ander? Ja, yes, nee, ek moet sê forward coaches sal ek sê. Die eerste coach is oom Bali Swart. Hy het ons regtig gedrul daar by die Leeu's. En is Marius Hurter, Koos Elers, Chris Buitendag, hoofafrigters is coach Ian Rinkelton het my baie geleer. Ek het saam met hom ook voorreg gehad om saam met hom so 5 jaar te werk. Ek dink net hulle kom van die old school era af waar hulle is deur die ranks, hulle weet wat hulle van praat. Die afgelope, ek ken hom Hans Koetseel nou van Kruimweek 99 af. Maar ek het ook die voorreg gehad om omtrent 'n jaar en 'n half voltyds saam met hom te werk. Wat 'n rugby, hy's so 'n rugby ensiklopedie wat daar loop. Dit is ongelooflik hoe hy sy rugby ken. Dis ongelooflik. Hy wys my een keer 'n boek waar hy begin coach het. Hy het nog al die stats daarin, wie die dreë gedruk. Hy skryf tot die weer in. Dis 'n sonskyndag of dit is 'n winderige dag en wie is die ref en al die dinge. Ek dink nie vandag, daar's nie een coach in die wêreld wat daai dokumente kan wys nie. Nee. Sulke goed moet monnas in 'n wild sit want niemand gaan dit hê nie. Nee, Dis special. Jy gaan nie dit hê. En ek dink Hans ken elke liewe speler, elke posisie wat hy speel op sy naam. Sy geheue is ongelooflik. Jy weet jy, ek sê altyd vir as afrigters by my kom en hulle vra vir my, okay, hoe moet ek maak? Die eerste ding wat ek hulle sê, maak seker jy ken jou speler se naam. Dis hy. Want as hy voor jou staan en jy sê Gerard, kyk vir my, ek wil hê jy moet, dan gaan hy vir jou luister. Maar as jy sê Boeta Seentjie, nommer 9, ouetjie met die rooi hemp, dan luister hy nie vir jou nie. En ek wil net daarso aansluit met meneer Hans. Hy het nie net jou geken nie, hy kan vir jou sê maar jou pa was die en hy het gespeel vir dit en dit en jou broer was daar en hy het in daai jaar is ongelooflik. Nee, en coach Hugo van As was ook 'n baie goeie afrigter. Streng afrigter, maar ek dink dis hoe ons nog ek ook nog coach. Ek is streng, ek is nie 'n maatjie nie. Ek soek die beste uit jou uit. En ek dink dis wat die mense, daar's 'n fyn lyn tussen 'n vriend wees en 'n afrigter wees. Ja, jy moet vriendelik wees, maar jy moet nie sy vriend wees nie. Ja. En dan natuurlik meneer oom Monty of hulle het hom nou meneer maar Coach Monty by Beineveld wat ja, nee, hy is ook 'n legende in die Kreeusdorp, Nick Diedriks. Ja. Nee, hy was 'n goeie afrigter, hy passievol. Hy en sy seun Michael het ons altyd in Billy Beineveld want ons gegaan en vang ons vis. Hy was groot visserman. Daar langs die Vaalrivier, dan staan ons op, maak ons 4 uur oggend wakker, dan moet ons dan 5 kilos gaan hardloop. Want Billy was mos 'n groot in die hardloop. Ja. So nee, ons fikse span. Ja. En Michael tot vandag toe is 'n groot visserman. Hy Daai man kom uit met visse wat jy nie eens besef het wat se visse bestaan nie. Ja, nee. So op daai het jy kan ook nie net rugby nie. Behalwe nou vir die gesin en alles, het jy hobbies of Ja, nee, ek hou van ook maar in die gang te bly en bietjie te gym. Fiks te bly. Ek hou ook maar van bietjie uit te gaan in die natuur en visvang. Jy doen nog jou visvang? Ek geniet my visvang as ek tyd het. Ja. Maar dan nee, ek geniet dit. Ek moet nou die damme hier buite en riviere gaan besoek hier. Ja, ek dink jy gaan nog al 'n paar juwele hierso nie. As ek sien die onderwysers pauses hier, praat hulle nie van ander dinge. Hulle praat van visvang vir die naweek. Dis wonderlik. Ja. JD, kom ons gaan so 'n bietjie na die gesin toe. Jy het 'n seun in JP. Dis hy. Daai man is 'n bees homself. En ek sien hy doen goed daarso. Hy doen goed. Ja, nee, Jesus. Wat sy naam? CJ. Ook okay. Ja, Carter Johan. Okay. Dis hy. En wat se posisie speel hy? Hy speel nommer 4 of 5 slot. Okay. Lang mannetjie. Lang man. So. En wat is sy spanne wat hy nou voorspeel op die? Hy het nou laas jaar onder 14A vir JP gespeel. Maar hy's goed in basketbal ook. Hy het aandag player of the tournament gekry. So nee, hy het baie talent in hom. Ja. Baie talent. En dan jy 'n lieflike vrou by die huis. Dis hy. Sy het ook nou hierso al nes geskop hierso in Frankfurt. Ja, sy het haar salon begin hierso in Frankfurt. Ja. So dinge gaan goed. Haar naam? Liana.
Liana, okay. Dis sy. Maar daar's jy het nou en ek haat hierdie woord in Afrikaans. Ja, Ek haat dit en ek sal dit altyd sê, 'n stiefkind. Jy het twee stiefkinders, maar Dis sy. kom ons haal die stief. Jy het 2 kinders saam met haar. Nee, sy twee sy Ja, wat ek haar meen dit vorige- is jy het haar yes. vorige huwelik. Dis Ek hou net sy. nie van die stiefgedeelte. nee, verseker. Ek weet ja, ook op Afrikaans het daai ding iewers ingewerk om Dis sy. sê is 'n stiefkind. Ja, Dis nie jou stief, dis so jy's jou kinders. Dis sy. Maar haar kinders, wat is hulle haar seun name? het nou laas jaar matriek Tian. Hy was in Maree doen. Baie goeie rugby speler ook. Okay, Hy speel nou weer vir Alberton Rugby Club. nice. Groot seun, Posisie? 7 flank. Oor 7. Okay. Ja, hy's ook 'n kragtige mannetjie. Okay. Oefen ook hard. Hy moet nou nog net sy geleentheid kry daar buite, maar ek sê maar druk aan die deur, dinge sal gebeur. En dan is nou Sissa ook nou nog. Dan is die kleintjies, hy's hier saam in Frankfurt graad 4. Okay, haar naam? Lianay. Ja, netjie. Hier's baie elle in die dorp. Ja, jy moet Die onderwysers ook baie elle. geniet het sy die transition hiernatoe dit het haar goed gedoen. Nee, ek dink is 'n goeie ding van die dorp se gejaag en die Ja. fone. Dis ook 'n aanpassing vir hom, nou nuwe maatjies maak en goed. Maar het gister net balproewe gehad, so moet nou aan die gang kom. Ja. Maar dit is tog belangrik en ek sê altyd dit is jou basis en hulle is jou basis. Dis hy. Jou 3 kinders en jou vrou is jou basis van wat jy gaan wees en as jy jou sukses is gekoppel aan hulle as jy nie gaan daai reg hê nie dan gaan Nee, ek dink my vrou se ondersteuning ook. Want sy's ook groot passievol oor rugby. Want haar seun sy het nie een van sy games ook gemis nie. So of ons seun maar nee, sy's mal oor die rugby. Maar sy sê net jy sê sy het net Paul. Nee, dit was CJ se ma. CJ se ma, Dis- sy het net Paul Sy het gespeel. net bal gespeel. Okay. Jou coaching motto as ons hierdie ding nou so in 'n neutedop going forward want julle gaan nou groot gaan. Wat sou jou motto sê? Ek hoop dat die manne nou vandag hierdie show kyk en sê ek dink ek wil met JD gesels om my kind te bring, maar what is your motto? What going forward? Ek sien soos ek altyd sê, ek was ook nie talentvol so, maar ek was 'n harde werker. Ek het die ure ingesit. Ek was altyd gesê ek is te klein vir 'n stit of te lig vir 'n stit of 10 kilos optel en ek het naderhand so sterk geword, maar ek kon net nie daai 10 kilos optel nie. Ja. Maar ek dink my motto nou met die seuns is altyd maar if it doesn't challenge you, it doesn't change you. So jy moet daai werk insit om die verskil te sien. Jy kan nie deur emotions gaan en 'n resultaat soek nie. As jy nie jouself uit daai comfort zone uitdruk nie. As jy nou hardloop en jy gaan maar deur jou passies en jy's in die gym, maar jy's maar net daar om want jy moet daar wees. Jy het nou daai tyd. Dis money in the bank. Gaan druk jouself. Ja. Want dit is al hoe jou liggaam beter en psigies sterker word. Maar vir my is dit net 'n JD wat vir my baie hartseer is dat dit deurstroom is en ek glo dit is ons generasie ouers. Ek gaan seker kontroversieel wees om dit te sê. Ons het hierdie win at all cost label het nou in skole daar's 'n groot sticker oor skole oor win at all cost. Daai ouer kom sit hierso, hulle al betaal hulle daai ekstra private coaching, maar daai kind moet wen. Ja. En soms moet jy net besef jou kind is miskien nie baie goed in rugby nie, maar Jesus, die ouetjie kan lekker cricket jol of hy maar jy moenie hoop dat want oupa het Springbok gespeel en ek het daar in provinsiaal gespeel. 'n Mens moet tog daai ouers ook seker maar coach. Nee, verseker, maar ek dink die skole dis nou soos 'n makro bemarking ding vir hulle. En hulle het soveel geld wat daarin gesit word en hulle is die rugby is maar die face van die skool. Ja. So die druk is so groot vir die afrigters en die skool en op die hoof om te presteer. Want as jy kyk na groot skole, hulle sit miljoene rande in. Ek dink hulle het met party skole het meer geld as kleiner provinsies. Absoluut. Kyk soos ons klub rugby val plat want ons het nie geld nie. Ja. Maar ek dink die druk op die seuns, ek weet nie, dit is raak te groot. Ek dink soos jy sê, jy speel rugby om dit te geniet. Ja. Ja, ek dink soos ek al die voorbeeld gebruik het is jy moet jou seentjie toelaat al is hy in graad 7 om kaalvoet nog
om 'n atletiekbaan te Ja, hardloop. sy. Hier gespikes en wegspringblokke en 'n pa wat met 'n horlosie aan die agterkant staan. Dit is so hartseer vir my want jy kan vir jou hele lewe gaan jy groot mens wees. Precies. Maar jy het 'n capsule van noem dit maar 18 jaar wat jy kind gelabel word. Yes. En hoe langer jy kan kind wees, wow, hoe sê gesê, maar jy gaan vir die res van jou lewe 'n groot mens wees, maar vir een of ander rede het ons daai motto dat daai kind moet hy's Sissa is 10, maar Ja. jy moet move, want ons soek 'n nuwe rekord van die skool. Ek dink ook die probleem lê nie by die kind nie, dis die ouers wat op power trips is, want my kind moet nou in die skool wees, hy moet nou in daai skool wees. Ja. Gee hom 'n geleentheid, hy sal ontwikkel, ergens gaan hy 'n goeie speler word, raak gesien. Ja. Maak nie saak wat se skole is nie, jy gaan deur die ranks kom as jy jou werk en jou ure en jou tyd insit. Absoluut. Al is dit op derde span by universiteit. Daar's kinders seuns wat daar deurgekom het. Ja, jy weet ek het aanhou speel tot op 34. Dis hy. En ek het my jare so geniet. Ja, jy het die jare gehad wat jy wou top rugby speel en jy het nou alles gedruk. Maar ek moet sê my laaste klompie jaar wat ou nou deur die ranks is, jy het gedoen wat jy gedoen, jy het bereik wat jy bereik. Nou is jy een van die ouer manne. Dit was van my beste rugby om net bol te gaan speel. Net te sê boys, hierdie change rooms, te kom sit en jou sak neer tussen die reuk van DP en lekker op te warm en 'n dodgy knie te hê wat jy so bietjie half strap op jou eie manier en talks en daai klank van talks en ons stap uit en ons warm op kom terug skree hierso en ek meen as jy hier vat, ek dink hier het al seker soveel spanne hier hulle opgebou en nou gaan jy terug en jy's op daai veld, maar na die tyd is jy weer hierso. Ek mis dit, maar dit was vir my die ongekompliseerde rugby. En hoekom ek met hierdie nou kom is ek hou van wat ek sien hierso, ek hou van wat Wilgerivier hierso doen. Dit is en dit doen geensins en ek dink mense direk sê ouens ja nee, so dis hierdie nee, dis nie afgewaard nie. Dis top rugby wat julle dis top sport wat julle hier doen. Dit is net julle doen dit nog op die ou gewone ek wil nou 'n simpel manier die genot manier. Daai toe ons nou hier inry hier na die change rooms toe en jy kom hier by die gym in en hier die fasiliteite is fenomenaal. So dis nie hy staan terug vir niks nie, maar dit is ongekompliseerd. Dis hy. Nee, en hulle moet nog kind wees en dit geniet en die seuns hier het ook hy van die plaas ook, hulle daai werketiek wat as hy nou werk aan werk hy. Ja. Ek kan nou sien die afgelope week hoe hulle verander en hoe hulle begin jy kan maar sien hoe die span begin bou en die kultuur. So, het jy 'n koshuis hierso? Ons het koshuise hier, dogters en seuns. So dis great. Die seuns na ete dan gaan speel hulle touch rugby. Ek dink daai kinders ken mekaar op 'n ander vlak as jy 'n koshuis het. Ja. En ek dink dit is so goed vir 'n kind om in die koshuis te wees. Dit maak hulle eintlik mans en natuurlik en dames en dit gee hulle net daai ek weet nie as hulle prepare for life, verstaan? Ja. En nou bly jy in jou ouer huis en jy het nog nooit in 'n koshuis en nou gaan jy in die groot wêreld in. Hier moet jy half begin na jouself begin kyk. Jou goed klere moet reg wees vir die volgende dag. Jy moet opstaan vir ontbyt. Ja. So jou tyd is wanneer om te studeer. Ja. Ek dink dit is so belangrik in 'n kind se lewe, roetine. Ja. En ek dink nou wil ek die ding omdraai en ek dink Wilgerivier is bederf met hulle kinders met iemand soos 'n JD Torin wat hier sit, want ek dink jou fondamente en dit wat jy as afrigter of by afrigters geleer het, dit waar die idee is, dit wat jou pa jou geleer het. Jou pa het jou nie jou pa het jou met die diepste grootste liefde groot gemaak. Wat he didn't take your nonsense. Nee. Maar ek dink daai het hierdie skool nou. So ek wil vandag sê ek dink Wilgerivier is bederf met JD Torin hier so. Ja, baie dankie. Ek waardeer dit. So JD, ek kom aan die einde van elke episode dan het ons altyd 'n koekblik oomblik en dis nou ons het ons proms, so ek gaan nou nie aan ons proms raak met daai ou blik gehad en dan grou jy hier om die kante en jy probeer hom oopmaak. Hy het altyd daar bo gestaan. Ouma het altyd geweet hy's net hoog genoeg vir hom nie op die stoel nie. So jy moes 'n dubbeldoor eintlik om maar bo uit te kom. En het jy met hierdie blik afgekom en dan het jy nou gesukkel. Ouma is dorp toe, so dit maak nie en dis nou lekker op die platteland kan ons nou lekker praat. En dan kry jy nou wensie daai oop en dan sal hierdie magic cookies, dis daai Sondagkoekies of wanneer Dominee kom koekies. En nou vandag is dit my magic cookie is 'n JD Torin wat hier voor my sit en ek dink wat vir my baie special is ek het die voorreg gehad toe
toe jy 'n jong man was, wat jou pa na my toe gekom het, ons het mekaar in 'n gimnasium in Kreeusdorp raak geloop en jou pa het sê, "Is jy dit? Ja, kan jy hierso help?" En dit was nie dat jy was sleg nie. Dit was gee my nog bietjie raad. En ek het nie noodwendig die vorming nie, maar ek het 'n kolletjie in 'n groot kol gemaak om daai vir jou te maak. En ek kon julle daar na my huis toe gekom en ek het vir gesê vat so, maak so, nee, 'n bietjie meer, maak so. En my magic vandag is om te sien die man wat van daar af aanbeweeg het, die jou credentials wat jy gemaak, dit maak niks saak vir my, maar die man wat vandag hier voor my sit is 'n magic ou. Jy's 'n wonderlike ou, jy's baie respek, dwing baie respek af, baie mense ken jou en ek dink in die geleenthede wat jy kry vandag, maar I want to salute jou vandag vir die man wat jy geword het, nie dat jy iets swak was nie, maar alles het bymekaar gekom en ek dink wat vir my so mooi is en ek dink jy's nou op die regte nes neergesit. Jy kan die kalmte sien, maar ek dink dit is vir my baie belangrik dat 'n persoon soos jy het eintlik met jou pa 'n bietjie van jou pa. Hy gaan nou vir jou sê ja, jy sien my sien ek jou gesê, maar jy het 'n bietjie van jou pa want jy gaan ook nie iemand se nonsens vat nie. But you come in with a lot of love en jy is liefde. JD, I salute you vir dit. Jy's 'n wonderlike mens. Ja, baie dankie. Dankie. Dis hy en lekker uit die koekpluk. Baie dankie. Dis hy, JD Turin. Dis hy, dankie. Dankie Koek. Dis hy. Vertel ons je story.